Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige maandagoggend. Ja, waar ons weer lekker reentjie deur die nag gehad het. Doen die wêreld goed, dit lyk sommer mooi groen, dit lyk soos nuwe lewe. En ja, ons begin met 'n nuwe Bybelboek. Dankie vir almal wat die pad saam deur Jesaja geloop het. Ons begin vanoggend by die evangelie van Johannes. Nou Johannes se evangelie is baie lank na die ander geskryf. 'n Ander insig, ons praat ook van die eerste 3 evangelies as die sinoptiese evangelies, waar Johannes skryf op 'n totaal ander manier sy evangelie. So in Johannes se evangelie moet jy fyn luister, jy moet let op sekere woorde. Daar sekere belangrike goed in Johannes se evangelie wat ek en jy moet onthou. Jy kan maar tel as jy wil. Daar gaan 7 wat ons in die teologie noem ego eimi uitsprake of ek is uitsprake wees. Absoluut belangrik dat hierdie ek is, en die mense het dit so verstaan, dit verwys terug na Exodus. So die hele betekenis is dat Jesus is God. So Johannes se evangelie word baie sterk geskryf om te beklemtoon dat Jesus God is. Wanneer ons Johannes se evangelie deurwerk, gaan jy agterkom hy vertel ook net 7 wonderwerke, wat Johannes sê jy moet glo op grond van die woord wat jy hoor, nie op grond van wonderwerke en tekens wat jy sien nie. Dis nogal belangrik. Jy sal agterkom in Johannes se evangelie die konflik tussen Jesus en die Fariseërs, hoe dit opbou, en hoe Jesus altyd op reis is in die Johannes evangelie. So kyk maar na dit, ander goed sal ons verder beklemtoon, wat 'n baie goeie idee kan wees. Noem dit as 'n voorstel. As jy iewers tyd het, en jy kan Johannes se evangelie van hoofstuk 1 vers 1 tot regdeur, net in 1 lees. Moenie probeer enigiets verstaan nie, lees net die verhaal. En dan luister jy vers vir vers na die oordenkings. Dit gaan jou verstaan van die evangelie verskriklik bevorder. Maar reg, dan moet ons dit nou lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Jo, vriende, ongelooflik mooi, né? Dis hoe Johannes se evangelie begin. Nou natuurlik, as ons hier lees, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan. In hom was lewe. Verder kan ons nog ander voorbeelde gebruik, maar wat jy die konteks duidelik gaan sien, daar is geen ander moontlikheid. En ek wil hê ons moet dit beklemtoon, daar is absoluut geen ander moontlikheid as dat die woord hier na Jesus verwys nie. Ek wou eendag 'n hartaanval kry. Ek was in 'n kerk waar die dominee gesê het, in die begin was die woord, en dan vra hy vir die kinders, julle, wat is die woord van God? Dis mos die Bybel, en toe preek hy oor die Bybel. Ek wil iets oorgekom het. Hierdie het niks met die Bybel te doen nie. Baie belangrik dat jy dit hoor. Hierso is dit absolute verwysing na die vleesgeworde woord, Jesus. So, daar's geen ander moontlikheid nie. In die begin was die woord, in die begin was Jesus. Baie belangrik wat hy beklemtoon, né? Jesus se begin, en dit moet ek en jy goed hoor, begin nie wanneer Jesus gebore word daar in die stal in Bethlehem nie. Dis wanneer hy mens word. Maar dis nie wanneer sy begin is nie. Sy bestaan is dat hy van die begin af, en nou sê hy van die begin, ons weet nie wanneer is van die begin af nie, nee, daar was nooit 'n tyd
wat hy nie was nie, want God het tyd geskep. So, die klem hier val dat hy van die begin af saam met God was, en dat Jesus by die skepping betrokke was, né? Alles het deur hom ontstaan. En dan die ongelooflike ding, dat in Jesus is daar lewe vir die mense. Daar is nie andersins lewe nie, net in Jesus. En hy is die lig wat in die duisternis skyn. En maak nie saak wat gebeur nie, vandag nog skyn hierdie lig in die duisternis. En die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike mooi teks. En ja, Here, ons is opgewonde oor ons reis deur Johannes, en ons wil bid dat U dit sal seën. Gee dat ons regtig mag groei in ons geloof, soos wat ons deur hierdie evangelie stap. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag beleef. Totsiens.